Hierdie potgooi is geborg deur Dooierus. Jou arm lê hier. Bring die bokke! Olivier die skop vorentoe en Tom Kerman sien die bal spring verkeerd toe Olivier red die bal. Hy gooi van die kant toe na Gys Pitser. Gys Pitser die skop dwars en hier kom sit Noubus. En Noubus het die bal. En hy gaan sy drie trek hom. Ai, dis mooi. England loopt naar Cottrell ligt hier van Lahore die gaat erop vastlopen en met Noubus en skep die bal. En dan trekt Sadi en hy trek hom. Te Kruiven ook asseblief, groot asseblief. Rugby is belangriker as geld. Goeienag en mooi loop. Dag ou groote. Hoendervleis. Hoendervleis. Elke liewe keer hoendervleis. Lekker. Verfokte entrance. Ai, moenie vloekie. Ja. Okay, lekker. Wallis, Tian, dankie. Dis die eerste episode pilot. Waar het seer is? Season 1 episode 1. Kom ons, ek wil kyk wat ons van hierdie gemaak. Ja, Deep Delve, ons het klomp spreekpunte, dis uitgesors. Maar ons gaan dit. Gaan ons 'n disclaimer uitstuur so lank want ek dink disclaimer geen opinie is geldig as dit nie ons opinie is nie. Ja, en ons opinie beteken ook niks in die regte wêreld nie. Ja. So nee, geen disclaimer is 100% na buite. Geen moeilikheid van ons kant af nie. Maar nee, Lommies, ja, Wallis, ja, wat dink jy? Hoe voel jy? Wat dink jy moet ons doen? Wallis. Okay, so eerstens, hallo al die buitestanders. So ons gaan dit doen, maar ons gaan 'n bietjie rugby chat. Dis die hoof fokus. Ons het altyd dink ons weet baie van baie. Goeie track record. Ons som die kak op en as die mense wil luister, moet hulle luister. As jy nie wil luister, moet jy luister nie. En ja, Wallis die naweek. Eerste episode is 'n lekker een om te begin om te praat oor Wallis. Wallis in my opinie is Suid-Afrika se ultimate direkte teenstander in terme van spel. Slow, boring play, skop die bal weg, goeie defense. Laat iemand aanval, goeie defense, solid. Jy set op in basic structures. Hulle soek nie die bal los nie. Is nie 'n bal rondgooi. As teen Argentinië speel, Nieu-Seeland speel, Frankryk speel, dan kry jy daai rondgooi, maar dit is ons enigste in wêreld rugby in my opinie. Engeland ook bietjie. Engeland doen dit ook, maar Wallis is solely gefokus op hit it up, forwards, pot, kort center op, vat nou nie sommer wyd, die skop diep, laat hulle attack en werk op hulle foute. Okay. Nou, Lommies, ek het goed gedink vanaand om, voordat ons begin en voordat ek jou in Rassie of Jacques se skoene sit, net jou kennis te toets. Bokke versus Wales. Okay. Skop hom vinnig af, hoeveel games is al gedraw tussen die twee spanne? 4. Nee, verkeerd 1. Nou, wanneer laas het Suid-Afrika op die Millennium Stadium gewen? Ja. Millennium is een wat die dak op en toe maak net. Is dit? Nee, dis 100,000 mense. Groot. 2018. 2021, so nou lei 2. Nee, goeie begin nie. Okay. Nou, wat is die Bokke se langste winning streak teen Wallis? Jy vaar op bok? 16.
Volgende vraag, dalk bietjie tawer. Ek weet nie hoe is jou geskiedenis in terme van die bokspan nie. Of jou geskiedeniskennis nie, maar wie het almal al hat-tricks gedruk teen Wallis? Dink bietjie langer terug en dink rugby legendes. Mense wat 'n impak gemaak het in die So wêreld. Dani Gerber, Bietjie naby Dani Gerber. Brian Abana. Crowd favorite Joost. Oh, Joost en Pieter Rousseau slapchips. RIP en Slappie. Laat twee vrae oor, kom ons kyk of jy een kan kry. yes, dit is terrible vraag though. Wie die meeste punte in 'n single match vir die Bokke aangeteken teen Wallis? Pat Lambie. Percy Montgomery, very close. Dan wil ek jou gevra het, hoeveel haie spelers is die naweek in die matchday 23 van die Bokke? Okay, wag, dis 'n tegniese vraag. Want was dit Kok is nou 'n speler. So matchday 23 is nee, ja is 1 Bongi 2. Nee, daar is nie Ewen, Sia, Jaden. Grant Williams 6. Ja, 6. Mooi, Lomies het een uit een. Goeie begin. Nou, nadat ons jou kennis getoets het en almal wat luister nou spesifiek weet, hulle moet glad nie na ons luister nie. Sit jouself in Jacques of Rassie se skoene, wat wil jy uit die naweek uitvat? Ek dink 'n besering. is eerste prys. Tweede vraag is, wie sit jy dan in? Eerste vir Andre of eerste vir Lucanio? Hang af wat dit is. As dit 'n stit is, sit jy stitte. Thomas de Toey is baie unlucky om te mis. So ek dink dis posisioneel. Ek dink hulle is relatief gecover. Op slot is hulle dun. Dit is feit dat daar's 4 en 3,5. 4 plus Franco Mostert 5. Okay. So jy's bietjie dun daar, so as daar iemand iets aan oorkom, dan is dit so. Stitte is stitte, jy moet hulle vervang. Akker is obviously as daar iets met Malcolm Bongi gebeur, is dit Jason Tweewa in. Lucy's is hulle gecover. Scrummy's covered, fly off. Dus ek weet nie of hulle vir Chris Smith of Cohen Bosch gaan terugbring. Of soos my goeie vriende Emmelan sê, Ulrich Beyers. Jy moet net vir Ulrich Beyers terugbring. That's the next big thing. Nee, ek gaan 'n bietjie met jou verskil. Ek dink behalwe voorrye, sluit die voorrye uit. Ek dink as daar enigstens 'n besering kom, Andre first one, hy gaan terugkom. Of Lucanio, nee. Want die ding is jy het net okay, JC Kriel in my opinion is super solid. Lucanio is die beste. So hy is dit is die beste, maar as jy nie hom kan kry nie, is JC Kriel 'n baie solid replacement. Al probleem raak, as iets gebeur met JC, dan speel Damian daar Linde buite. Ja. En nie noodwendige probleem is nie. Die ding is dit hy het nie daai vaartversnelling, hy het nie daai Ek dink hy kan nie die vleuel so goed wegsit soos wat die ander kan nie. soos wat en self JC is nie technically. Ja. Die En beste as ek nie. 'n spanner in die works gooi, ek het dit vandag in 'n gesprek gehad met iemand wat ek nou nie hardop sal noem nie, maar toe sê hulle nogals wat sou jy dink, hy's nou 'n bietjie jonk, maar om vir 'n Kane Moody op buite senter sit. Ek dink hy het nogals potensiaal om miskien dit te kan doen in die toekoms. Buite senter is die moeilikste posisie in rugby. Nee. Ja, kom ons sê in super desperate times is dit seker maar die beste. Damian Willems sal ek eerder op buite try voordat ek Kane try. Kane athletic ability en aesthetically wise is seker die beste look 30. Ja. Kom ons sê Rico Ioane-esque tipe speler. Maar nie nou al nie. Dis die moeilikste posisie in rugby. Defensive pattern. So jy het hardloop gewys het jy baie spasie. Maar defensively het die ou wat teen jou hardloop baie spasie. Ja. So dis die groot uitdaging van buite senter en Kane Moody is goed, baie goed. Baie potensiaal. Ek dink mens moet hom gaan kyk of dit kan werk as dit nodig is om te werk. Nie in die World Cup noodwendig nie,
Ek praat van toekoms. Down the line, hy moet eers by die bulle buite speel. Dis wat ek Vir presies twee wat ek bedoel, maar ek dink die potensiaal is daar om dalk daarna te kyk, want Ja, maar nie nou nie. ja, nie World Cup nie. Goed, maar ons is gefokus in die World Cup, so dit is dis dalk 'n goeie tyd om aan te beweeg na ons volgende topik. Ek weet nie of jy gegeer is en gerad is vir die squads nie. Ja, Maar- dis eintlik dis eintlik 'n groot segue vir die begin Ja. van die podcast. Ja, so vir almal wat nou net ingejoin het, baie dankie. Die podcast gaan gesenter wees om die rugby wêreldbeker Frankryk dis hoekom 2023. ons het besluit om dit te doen. Dis 'n goeie tyd om vinnig 'n paar weke uit te punch Ja. met lekker content, lekker opinies. Daar gaan controversial goed gebeur. Daar's team selections, daar's beserings, daar's baie goed wat gebeur. En baie stories wat hier rond te doen. Obviously. Die politiek stop nooit nie. Maar die eerste punt van die hele podcast is obviously gesentreerd rondom rugby en dit begin met squad selection. Ja. En opinie. Wat dink jy? Eerstens dink ek Kom ons sê wat jou hot takes. Nie hoef jy posisie deur posisie te hardloop nie. Wat is jou hot takes uit die groep uit? As jy was ons nou by die bokke of wil jy Bokke. wel die hotste tyd van almal is 4 scrum offs. Ja, ek weet nie of ek dit eers 'n hot take wil noem nie, want ek dink Rassie en Jacques is besig met 'n verskriklike slim plan, want dit maak net nie sin nie. Dit logies rugby gewys, dit maak nie sin om dit te doen nie. Dit maak nie sin om te sê ja, ek vat 4 scrum offs en die 1 of 2 van hulle kan vleuel speel nie. Dan vat ek eerder 'n scrum off minder en ek vat 'n gespesialiseerde vleuel of 'n back 3. Ja, Cheslin kan skrammy speel as hy moet. Verstaan? Exactly, en jy kan selfs as jy nou regtig moet Kurtley het ook doen. Hy het ook die 7s ervaring, hy het ook die bal om dit te kan doen. Ek weet nou nie van sy kickboxing ability nie, maar verder is dit Kickboxing. okay, hy is die eerste edit. Dit fuck. Maar hy skop. Maar hy skop. Ja, ek dink ons is redelik gesettel. Ek het 'n paar vrae oor die squad in die algemeen in terme van wie is ons beste 15 en ek sê 15 spesifiek met die oog op ons het 'n moes op hom squad gehad 2019 en dit het vir ons gewerk al 'n paar keer na dit ook. Maar die ding is nou, is Malcolm hy is ons beste hakker, ons almal weet dit. Maar is dit beter om hom te start of is dit vir die span en vir die resultaat op die einde van die dag beter om hom op 41 minute op te bring? Kyk, die video van daai een video van Bongi Mbonambi wat hy wat was dit die Chasing the Sun? Ja. Was dit daai Maak jy fucking los. maak jy fucking honde los. Hy het die hondfaktor. Daar's 'n rede hoekom hulle hom kaptein gemaak het. En ek ondersteun dit. Maar Malcolm Marx is die beste hakker in die wêreld. Bongi Mbonambi is arguably top 3-4 beste hakkers in die wêreld. Hy kan 2 wees, maar Malcolm Marx is 'n clear nommer 1. En jy gee maksimum minute. So dis 'n bevoordeelde posisie om in te wees om te weet soos as Malcolm môre 'n ACL skeer. Jy moet al die hout wat om jou is raak nou dadelik, want dit is the biggest commentator's curse. Maar dan het jy ten minste vir Bongi wat nie die performance drop nie. Dis net die level wat Malcolm bring is so belaglik. Sy fetching ability. Maar dis waar ek met 'n 2 stryd sit. Ja, jy gee hom al die minute wat jy kan, maar daai impak wat hy bring, jy sê nou Bongi is top 5 hakkers in die wêreld. En ek stem saam daarmee. Nou bring jy hom op, hy vat daai eerste punch uit, die verskil wat Malcolm inbring waarna 'n ander speler op 70% is, nie meer op 100 nie. Ja, hy het 'n banker guarantee 2 penalties voor die pale of 2 penalties voor ons eie pale wat uit die game draai. Dis vir my tawe. Ek sit op die draad. Ek dink die groot besluit lê by kies jy so Malcolm en Kitte kan nie saam begin nie. Want hulle het altyd daai effek. So die idee, die teorie, my teorie is jy begin vir Ox wat 'n hond is. Ox, Malcolm, Frans. Ox ek het in die week gesien Stit wen nie skram deur koek te eet. Ja. So. Big facts. Big facts. Maar Ox begin vir Ox wat 'n absolute masjien is, 'n go forward, scrum hard, verstaan, goeie bal carrier is.
En jy het vir Kitsoff op die bank wat opkom en hy daai X-faktor op fetching. En maar van die begin af speel jy sê maar nou vir Malcolm wat daai selfe X-faktor het op fetching. So hy is nie vir 80 minute die fetcher. Wat jy vir Bongi opsit vir Malcolm, Bongi het nie daai fetching capabilities. Bongi se groot ding nou weer is aggressief defending, groot hits maak. Harde, so dis waar hy sterk is. So jy moet ek dink dit gaan op die ou neerkom, hulle gaan vir Kitsoff en vir Marks skei. Maar ek sal eerder vir Marks begin want die verskil tussen Oks en Kitte is basies non-existent in terme van quality. Hulle het net verskillende ander buite hulle werkrolle. Ja, attributes, ja. Maar kan ek so sê, iets wat jy dink ek nie nou aan dink in jou argument nie, is scrumming, wat is die woord nou, hoe hulle match-up. Dit is, ek dink dit speel 'n groot faktor wat ons nie aan dink noodwendig die height difference en die manier hoe hulle saam scrum. En ek dink dis 'n groot rede hoekom Kitte en Malcolm baie keer van die bankie af saam gekom het ook en hoekom hulle twee nie noodwendig gestart het nie. Vergeet van die X-faktor wat jy bring op die einde. Dit gaan oor kombinasies op die einde van die dag. So jou voorry moet saam wees. Nou sit jy vir Malcolm en vir Oks daarso. Dan is daar voel vir my en ek is nie 'n scrum guru nie, maar ek het my kop partykeer aangedruk, sevens hakker gespeel, maar ek dink daar's 'n groot verskil in hoe hulle scrum en ek dink dit speel ook 'n rol. Dit is 'n baie goeie punt. Nou wat my logiese reaksie op dit voordat jy na Bongi en Malcolm se plek gebring het is Oks is korter as Kitte en as jy 'n loskop het wat kort is, wat basies sy skof rus op jou bors. Hy is so onder jou in dat hy verniel jou hele, jy kry nie, hy dip net onder jou en gaan, sy center of gravity is laer, ja. Maar die kombinasie is ook, maar dan again, die kombinasie kan ook die symmetrie van die hele ding kan maak dat jy heeltyd 'n vaskop draai hê wat na sy kant toe gaan, wat na die eie bal toe gaan, wat dan dit oopmaak vir die back. Ons moet nie vashak op stitte en dit is nie dis dink ek 'n goeie punt, ja. Kom ons skop hom heeltemal af van heel voor na heel agter. Damian Willemse is vir my die ou wat sy hand opgesteek het in 2022. Hy is vir my die ou wat uit en uit sy potensiaal vervul het amper en daar al die hype wat op hom was. Hy het dit gemaak en hy het gewys die ou het guts en hy was lus om te job. Ek dink hy 'n baie, ja, ek stem 100% saam met jou, maar 'n baie professionele approach gevat tot die hype. Want sy hype was, as jy na sy skoolvideo's kyk, is dit net hy 'n vang linker hier voetstep en hy trap hier 'n man dood en hy's hier om 'n ou en dit is hierdie turn en trap 5 ouens en Net 'n half meter langer as almal anders op. En nou, nie noodwendig size eers, net daai explosive ability om te beweeg en dit was sy ding, sy highlights is hy trap 4 ouens en dan gaan druk hy. Waar sy game is nou glad nie dit. Sy game is nou aggressiewe harde werk, daai voete ability. So hy kom in 'n sy hande is baie los. So hy kom deur 'n kontakpunt wat hy hande het vir 'n offload en hy het opsies en sy groot ding is daai flare wat hy nog steeds het, maar hoër kry on top of that. As jy sien hoe hy slat 'n rak, rol uit op sy voete, skree op 3 vaste forwards en sê jy's pillar, jy's post. Dit het 'n X buite class set en hy's reg om te hardloop. Damian Willemse is my gunsteling rugby speler in die wêreld op die oomblik. Big facts. Nee, my punt wat ek met hom wil raak is met die hele handdryf wat nou nie in die squad is nie en eintlik tans nie beskikbaar is nie en hy is nou ons backup fly-off. Maar tog gaan hulle hom op fullback en dalk op binne ook speel en wat ek probleem het daarmee is ek dink hulle moet hom laat settle. Hy moet 'n posisie kry en hy moet daar jol. Ek stem nie saam met jou. Hy moet nie ek sê nie hy moet net 'n set flyer wees noodwendig nie, maar hy moet nie 'n opsie wees vir drie plekke nie. Ek wil hê hulle moet hom back en hulle moet hom insit en hy moet daar gaan goed raak en die wêreld se beste raak. Ek is bietjie skrikkerig vir hom wat te veel rond shuffle en wat nie regtig 'n verantwoordelikheid het nie, want nou sê nou maar ja, hy's nou die backup fly-off, maar nou bring jy vir Handry terug. Waartoe gaan hy dan nou? Dan is hy nie meer die backup fly-off nie.
Dit is op die huidige oomblik waar hy nou is. Onthou hy is wat 25 jaar oud. Dis early days. Hy het nog 2 World Cups gemaklik in hom. Van die dan het hy 4 World Cups. Nee, hy kan 4 in 'n ry wen. En dan wen hy 4. Maar Amazing. Amazing. Dis kom ons hier is. Maar sy groot ding is as hy 90% conversion rate gehad het. Was daar nie 2 vrae oor hy se 10 nie. Ja, dis waar. Dan sou Manie nie speel nie. Ja. So, maar ja, Manie sal die X-faktor van die bank. As Willie nie Willie is Willie fantasties. Willie is 'n bil. Willie se playmaking dis net daai flair op die bal, dit is fenomenaal. Dit is incomprehensible. Maar as Willie nie die laaste mens kan eintlik sê van British and Irish Lions af tot wat hy nou gedoen het, nie daai tyd gehad het nie, was daar 'n groot gat gewees. En Damien is die volgende plek. Waar ek geland, ja, dink hy het 'n tawwe keuse gemaak om Frankryk toe te gaan. Ja. Maar ek dink Damien is Suid-Afrika se volgende 15 in terme van long-term play. Maar ons het baie opsies tans op 15. Ons het ja, en nee, so kom ons sê in die span, Caden Moody, Kurtley Arendse, Cheslin Colby, bang. Maar daar's te veel ja, ek weet nie, daar's te veel naas rondom fullback en hoe fullback gespeel. Ekskuus. Kat. Hoe fullback gespeel word deesdae. Is dit jou fullback is 'n second playmaker en dit is iets wat Willie Leroux baie goed doen op 'n blindside attacking phase opsit wat preset move is, maar hy hardloop as 'n first 5. Hardloop hy daar uit en hy speel van daar af die attacking play. En ek dink Damien is die enigste ander wat daai tipe goed gaan doen. Cheslin Colby, die vat jy hom nie. As jy hom 2 meter gee, raak jy nie hom nie. Maar net in terme van set-up. So weet Owen Farrell, ja. Ja. Ek dink wat belangrik is ook nou net met die podcast is ons moet onthou om nie te lank op 'n punt te hamer nie. Fuck it. Ja, nou fuck it, maar we have to keep it interesting to track the crowd. Oh ja, okay, maar daai is goeie opinie almal. So gepraat van Owen Farrell en Nee, wag, wow. Ons gaan nou by Owen Farrell kom. Okay, alright. Ek wil squad. Ek wil nog, as ons nog op die squad, ek het key points. Okay. So, die een ding wat ons nou gesê het is Andre Pollard kan jy aan die besering. Ons almal dink daar's kom ons eindig daai vraag met wat is jou teorie hoekom het hulle 4 scrum-halves gekies? Want 2 van hulle is shaky. So Jaden Hendricks het nog nie 'n game gespeel nie in Ulanki. Jy weet nie of hy 100% reg is nie. Maar hoekom hom dan kies? Grant Williams het ook nog nie, dis 'n easy replaceable position tot 'n relatiewe mate want jy het sekuriteit op Faf en Kobus Reina. Hoe solid wil jy gaan? So as jy moet, is daar 'n Herschel Jantjies wat jy kan intrek as 'n derde scrum wat al 'n World Cup gewen het. Jy het super sekuriteit op scrum. Verstaan? So if all else, nou kies jy 2 sketchy ouens daar. Fine. Soos die anonymity factor en die guessing factor van 'n heavy play speler soos Andre Pollard of Lukhanyo Am wat Andre Pollard is arguably seker die beste fly-off in Suid-Afrika se geskiedenis. Ek kan Morne Steyn kompeteer naas Botha blablabla. So Moras missie, okay. Maar verstaan, maar dit is 'n ander tipe play. Andre Pollard se opvatspel, Andre Pollard se show and goes van 10 meter af. Hy bring daai dinamika van my 10. Hy's 'n all-rounder, ja. My 10 carry ook. Moderne fly-off. As Eben kan my vang, Eben het blykbaar dames en here. Mamoes. Ja, 'n groot lyn Ebentjie. Maar as Eben nie daar is met bal te vang nie, dan is Andre kan nog steeds dit self opvat. So ek dink dit is die play daar. En dan in dieselfde asem met Lukhanyo Am is die beste buitesenter in wêreld rugby op die oomblik. Ek probeer dink. Ja, kyk in terme van stabiliteit en soft skills. Soft skills is sy kos. Hy's nie 'n Rico Ioane wat
100 meter gaan dash en almal wen nie. Maar ek dink Lukhanyo is baie underrated in world rugby terme. Ja, en super solid op defense en dan Veral met ons unieke soos ons press op van buite. Jou buitesenter is jou key factor. So hy lei die lyn, jy smadder posisie in rugby. Moeilikste posisie in rugby. Jy smadder die hele attack. Is van buitesenter af. So buitesenter is exposed tegnies heeltyd. As jy dit nie afkat nie, dan beteken dit jy los 'n 3-teen-1 heeltyd en jou fullback moet cover. En jou vleuels in die moeilikheid heeltyd. Jou vleuels heeltyd nie moeilik en jou fullback moet cover en dan moet jou buitesenter rush backpedal defense. Verstaan, so jy's semi heeltyd out of position. En ons het dit amper al gesien met die All Blacks game. Ek dink Lukhanyo is nie op die beste plek gewees. Hy kom terug van 'n besering af. Bietjie uitval om uit sy reads in die begin was hy lekker nie en hulle daai vinnige 2-3 op ons gesit. En ek dink dit het gewys. Dis daai split sekonde besluit wat jy maak en jy maak dit nie. Ja, obviously dit moet so 'n groot step up wees. Ek bedoel ons twee kan nou môre gaan touch rugby speel hier onder op die veld. Ceres brekers uitdra, was langs die wet, beste center in die wêreld. maar ons kan môre gaan touch rugby speel en dit gaan vir jou 10 minute vat net om te leer om weer links te pas. Ja. So dit is so understandable om op daai level te step up en dit te kan doen. Maar en dan in dieselfde asem so terug by jou skrammy antwoord wat jy mee begin het. Ja. Hoekom 4 skrammies? Want dis jy kan bekostig om 2 te verloor. En jy kies 2 ouens wat sê ek is baie verbaas dat Grant Williams speel. Daai concussion 2 weke. Dis vinnig, 4 weke is. 4-6 weke. Persoonlik dink ek die presenters van hierdie podcast kan uit persoonlike ervaring uitpraat met in terme van konkussies en kopstampe en ek dink tussen my en jou het ons totaal van 15 keer al geblackout en nie geweet wat die hele dag gebeur het nie. Dis kom ons sê nou die World Cup is hier. Dis kom ons hier met julle praat want ons hartskring. Ja, presies dit. Maar ek kan nie verstaan dat jy wat 2-3 weke. Nee, dis belaglik. Ek onthou met provinsiale weke. Die norm was as jy kopstamp gekry het al, was jy nie ten volle diagnoseer met 'n konkussie nie. Standaard 4 weke minimum wat jy nie mag speel nie. Vir jou skool nie touch rugby nie, niks nie. So ek weet ek dink dat dit nou 'n paar toutjies getrek alweer daar. Ek dink ek mag vir soos 2 weke nie gelees het hier. Ja. Dis dit soos te maak ek amper. Dit is sommer oplees. Ja. Maar ja. Dit is interessant. So ek wonder. Dis cynical. Ek dink nie hulle is cynical nie. Maar ek wonder of hulle hom vir die wolwe voer, maar ek kan nie dink jy kan nie iemand se players volgens World Rugby rules, die squad announcement beteken niks nie. Daai ou 23 of 33 wat op die vliegtuig klim, dis die finale ouens. Maar ja, ons kan nog chop and change soveel as wat ons wil in ons squad. Is dit so? Ja, dis die World Rugby rules. Jou squad announcement is die final nie. Maar hoekom sit jy ou deur 'n belaglike simpel capping ceremony wat hulle daar in 'n mall iewers in Johannesburg gehou het en klomp oversized ouens laat bucket en kniel het op 'n kussentjie en ou rugby minister wil ek amper sê maak Alexander dat hy nou vir jou 'n hoekie op jou kop kom sit en dit nie pas nie. So simpel gewees. Hoekom sal jy hom deur al die seremonies vat net om vir hom 2 weke later te sê, luister sorry John, jy gaan nie saam nie. Daar's niks fout met jou nie, maar ons gaan verander hy vat. Dit kan mos nie wees nie. Ja, maar Rassie Erasmus het met kaartjies op 'n stadion se dak gesit en vir mense gewys hardloop hierdie lyne. So ek vat dit weg van Laffie en ek glo dat hulle vooraf 'n lyn van kommunikasie gehad het met die ouens. Gesê ja, hulle sal definitief die plan is 4 skrammies. Soos julle almal weet 4 skrammies is te veel. As dit die geval is, dan dis 4 is te veel. Ons gaan 3 vat. Een van julle gaan. Faf, don't worry. Jy's ja, as ek Kobus ook laat gaan sal ek hartseer wees man. Ja, maar Kobus Reinagh is goed. Dit voel net vir my hy het nie daai super X-faktor nie. Verstaan, hy's baie goed, maar hy het meer X-faktor, hy het nie die stabiliteit nie. Wat Jaden Hendricks is technically amazing. Skop 'n rugbybal die verste en hoogste wat enigiemand skop. As hy maar daai bal van De Pont geskop het die naweek, het daai bal se nate gebars nie, die bal se lig uitgegaan. Presies. So dis wat hy doen. Grant Williams is in my opinie die beste reserve scrummie wat jy nou kan kies. Want nou gaan hy moet hardloop teen 'n moeg 36-jarige Sam Whitelock
fact check. Ek weet nie hoe oud sy nou is dalk. Hy is een of ander ouderdom, maar daarom. Ja. So dink hy moet om 'n fringe hardloop teen so hou. Soos hy is te vinnig. So dis 'n goeie Faf is hond. Tactically ook amazing. En hond, net never stop. En dan in daai sin is dit soos kom ons Reinagh is kom ons sê 'n kombinasie van almal. Ja, hy skop goed, maar hy skop nie so goed soos Jaden. Hy's hard, maar hy's nie so hard as Faffie. Hy's vinnig, maar hy's nie so vinnig as Granty. Verstaan so, hy's amper die odd one out, maar oor experience sal hulle hom hou. So ek dink Jaden se recovery is baie afhanklik. So ek dink is tussen Jaden eerlik dink ek dis tussen Jaden en Kobus Reinagh vir wie die een is wat gaan uitval. Ek dink Grant Williams se X-factor is net hy spoed. Ja, hy verdien dit. Ek sou saam sê Reinagh. Lommies, die Matildas. Hoe het jy dit ervaar? Ek het die hype gelike rondom die Australiese span van home team wat gaan uit oor die semies. Groot honde van die girls van Engeland wat dit deurgetrek het. Ek het nie noodwendig verskriklik baie belangstelling in die vroue World Cup nie. Kan ek vir jou sê wat vir my opvallend was? Is drama. Ek dink dit is nie 'n populêre opinie nie, maar dit is net betalings en dit is wie word wat betaal en dit is so en daai unie betaal nie dit genoeg nie en dan is dit vir my die feit bly staan, jy moet regverdig behandel word, punt. Maar if you don't bring in the views, don't expect the same as the rest. Ja, kyk, ja, die is 'n heavy controversial, maar die vrouens het 25% salary verdien, die vroue World Cup wat die mans verdien het en die mans World Cup laas jaar 2022. So die mans het 440 miljoen rand, dollar of pond currency fact check, maar dis 440 en die vrou is nou 110. So dit is 'n kwart. Dis 'n feit wat gebeur het. So dit is 'n kwart van die inkomste. Ek weet nie wat is die viewer ratingship nie. Ek weet die vrouens game het verskriklik baie gegroei. En ek dink in terme van vroue sport op 'n gemengde vlak as 'n mens vat in ons realm van ons lewe is rugby, sevens rugby hoofsaaklik met vrouens en cricket. Vroue cricket is die twee sporte wat ons mee gesel wat vrouens deelneem. Ja, assosieer en die groei daarin is sienbaar. En in terme van vroue sokker is dit eintlik ver voor die res. Soos die vroue sokker is moergoed. Ek bedoel daai Chloe Kelly het 'n penalty die 110 km/h. Ja, vinniger as die Premier League vinnigste verlede jaar. Dis ek wat 'n flippin rug buig op 'n Nee, maar as ons nou weg van die politiek af kan beweeg, wel dan vir die Matildas, ek dink hulle het bly goed gedoen. Hulle is die eerste host nation wat verby die quarterfinals gegaan het van 2003 af, so en hulle niemand het verwag hulle gaan so goed doen. So jy het dit gegoogel. Jy het nie die feit geweet. Nee, ek het 'n paar podcasts gehoor en ek het 'n paar interviews geluister. So nee, wel dan vir hulle. Ek dink hulle het 'n goeie World Cup gehost. Die crowds was sell-out geweest dwars deur. Massive. Maar Australië se vroue sport. Ek dink die groot ding is goed. Want hulle vroue cricket wat 'n very passionate sport is in die land. Want hulle vroue cricket so sterk is. Wat rekord crowds trek en obviously Engeland ook en dan met die hype rondom Ashes is die vroue sport tussen lande soos Engeland en Australië is die vroue sport word geelevate want dis daai hype en dan vat jy nou Spaan se vroue sokker wat hulle die wat is dit die Bernabeu wat Madrid. Ja, Bernabeu is met hulle wat Barcelona sê. Camp Nou, ja. Uitverkoop het een van die twee. Ja. Fact check. Joe Rogan gaan so goed. Maar het hulle die stadion uitverkoop vir 'n vroue sokker game en dit is nou presies waar ons nou lê is soos jy het 'n hyper vroue kultuur in Australië in terme van vroue sportontwikkeling. Australië se vroue cricketspan is belaglik. Elise Perry is my held. Sy's 'n all-rounder en sy sag op die oog. Dis wat ons soek. Bonuspunte. Jy gaan gecancel word na hierdie een, ja? Ja, maar ek bedoel dit goed. Want my lesbian community is love you.
Ja, ek stem saam en is exciting. Ek bedoel, soos wat jy sê, goed groei. Dit kry publicity. Dit vorder. En nou met die final, ek dink ek sal actually nog as die final wil kyk. Ek dink dis iets wat ek sal wil doen. Dink jy het minder vroue sokker gekyk as gevolg van dis vroue sokker of as gevolg van die time zone difference? Net op die World Cup nou. Net hierdie World Cup. Definitief het ek met die World Cup se publisiteit meer geweet daarvan en actually geweet hulle speel, anders sou ek nie eens geweet hulle speel nie. So, ek dink hier's 'n time zone dingie. Ek dink ek sou nie sommer opgestaan het tensy dit nou 'n final of 'n groot game was, sou ek nie eens vir die mans regtig opgestaan het nie. Sê nou maar dis Champions League final sou ek dalk, maar Maar dis my punt. Dit is makliker om 'n sokker game 5:00 die middag te kyk as 9:00 die oggend. Ja, dit is maar een van daai dinge. Dis hoekom die Suid-Afrikaanse rugby spanne uit die Super Rugby uit is, want dit is maar net een van daai dinge. Maar soos ek sê, Sondag se final, groot, massive. Twee lande wat vir die eerste keer in 'n final is. As Engeland actually wen, ek dink dit is 57 jaar vandat hulle mans en vrouens 'n trofee gewen het in sokker, wêreldsokker. So dit sal great wees. Spanje very sag op die oog soos jy laas gepraat het. Ek weet nie of jy al van leerlus span is. Alexia Putellas, 2 keer Ballon d'Ors nou in 'n ry gewen. Ja. Barca player, hulle ja, dit is wat die mense wil hê. En hulle kaptein nou ook. Ja. Ek weet nie of jy vir haar gekyk het Wat wie sy. Ja, fantasties. Wat se naam van Tian? Fact check, Joe Rogan. Okay, maar die belangrikste van die World Cup final. Nie die belangrikste is dat sokker wen. Obviously, sport wen, humanity wen. Dit bring almal bietjie nader aan mekaar. Almal celebrate vir 'n greater cause, vir 'n tydjie, jy vergeet van die sleg van die lewe. Ja. Dis die positief. Maar die groot positief is die sleeper, die hidden gem wat nog heeltyd wegsteek. Ons dink heeltyd aan Prins William en Kap. Maar nog niemand het praat van Queen Letizia nie. Van Spanje. Van Spanje. Ja, verskoon die vuur hier in die agtergrond, ons het geen beheer daaroor nie. Ja, dit op syself het kontroversie veroorsaak. Ek weet nie of jy die nuus ook gelees het nie. Nee, glad, ek het dit gekyk. Groot kontroversie, Prins William en Kate is op holiday en hulle op die stadium, ver ek weet, het nie hulle holiday opgegee. Hulle verlof, hulle 3 weke verlof wat hulle kry 'n jaar, het hulle nie opgegee om die World Cup final te kom kyk nie. En Queen Letizia of Spain doen dit. Sy is 'n kampioen, sy is een van die boys. En sy is mooi. Pragtig. Ja, nee, so ek dink daar's redes hoekom ons die final gaan kyk. Daar's definitief maniere en daar's maniere en ek gaan 'n manier vind om dit te kyk. Ja, ek wil nou nie vashak op dit nie, maar soos vroue sokker is sokker oor die algemeen. As mens kyk na mense wat sokker speel, dit is athletic people. Vision, alles maar dis athletic, dis heavy movement, heavy jy moet kan rotate, jy moet kan vinnig draai, jy kort reactive, jy moet lig op jou voete wees. So jy het 'n sekere shape as 'n mens nodig. Jy kry nie 'n Frans Malherbe wat CDM speel nie. Frans Malherbe speel nie sokker nie. Verstaan, soos jou Marcos Alonso is jou 'n left back. Soos jy het hierdie lang maar tipe mense en dis beautiful mense en selfs met die vrouens. Die vrouens is super sag op die oog. Lauren James, een van die highest rated players in die vroue sokker wêreld. Is dit as gevolg van Instagram presence daar? Wel, sy is joint highest scorer dink ek in die World Cup en sy was nou vir 2 games of 3 games geskors gewees as vir 'n rooi kaart teen Nigeria. Ja, Lauren James, Reece James. Sy kan in die final speel, sy's gekleer, haar band is verby, so sy kan speel. So dis actually ek dink vir Engeland 'n groot pluspunt. Goeie striker. Ek weet te min. Ek gaan nou iets sê. Ek wil nou iets vir julle sê oor Paige Spurnak. Paige Renay, die golfer. Kat.
Ek kan nie te diep in die sokker in Delphi. Wat Ek het my navorsing gedoen. Ja, hoeveel? Nou wat moet ek weer sê? Ja, so. Ek het gedink jy gaan my so flipping hier. Peaches, my punte is Queen Letizia van Spanje. 50 jaar oud, mooi tannie. Chloe Kelly, 110 km/h penalty. Alexia Dis eintlik Putellas, 110.7. laaste 2 Ballon d'Or. Dis al my notes. Kom maar, dit jy my so. Doeris. Jou beste is. Trotseborg. Trotseborg. Doeris, Is jou een baie beste goeie. is. Ja. Doeris, jou heel beste is. Trotseborg van Waar dit seer is podcast. Potgooi. Potgooi. Podcast, soek podcast. Ons wil associate. Ja. Dis ons enigste associate ons is. woord. Okay. Just volgende ding wat ons 'n groot oproer vat in die wêreld van sport op die oomblik is Owen Farrell se tackle die naweek. Hoe voel jy daaroor? Wat is jou opinie? Ek het 'n interessante filosofie of siening wil ek amper sê oor dit. Ek het so 'n bietjie gaan oplees en eintlik maar net gaan probeer kyk, is ek nou Suid-Afrikaans? Is ek nou Afrikaans? Is ek nou anti-Owen Farrell of is my siening oor die tackle en dit nou geldig? En die vergelyking wat ek eintlik wil trek is, ek het 'n ander podcast geluister van From a Great Podcast track, wat 'n podcast show, The Great Cricketer, en all credit to them, maar ek wil 'n comparison trek met die Johnny Bairstow controversial run-out. Nou, interesting. Ja, en toe ek het luister toe hulle praat oor Johnny Bairstow, toe tref dit my eintlik net soos 'n papsnoek wat bietjie lank in die son was, maar Goeie joke, Tian. ja. Nee, wat ek wil sê is die Johnny Bairstow insident is die argument teen dit was van die Engelse wat hulle baie hard gedryf het, is die feit dat hy het geen voordeel probeer trek uit dit wat hy gedoen het nie. Hy het gesê die bal is dood en hy het aangegaan want die bal is dood, kom ons gaan, hy gaan nie 'n run steel of hy gaan nie 'n score beter maak deur dit te doen nie. Maar wat hy wel gedoen het in die counter tot dit is hy het 'n psychological edge probeer vat. Hy het probeer dominate deur te wys hy gaan nie wag vir die reels en vir die game om te stop of iemand vir hom te sê die bal is nou dood nie. Hy het daai psychological edge gevat en ek dink in professionele sport speel dit 'n groot rol. So dis wat ek nou wil trek terug na hoe wat het Owen Farrell te doen met Johnny Bairstow? Ja, maar dis hoe ek dit wil terugtrek is. Awesome. Sy tackle tegniek is verkeerd. Punt einde klaar en Nigel Owens het in sy podcast, hy het ook weekliks sy artikel wat hy skryf. Hy het presies dieselfde gesê. As jy kyk na die reels, was dit dangerous? Yes it was. Was dit illegal? Yes it was. Was there mitigation? Nee. No there wasn't. Nou net op daai feite alleenlik is hy skuldig, dis 'n rooi kaart. Of hy nou vir 10 weke of 6 weke of 4 weke of 3 weke geban moet word, dis 'n rooi kaart. Vergeet wie dit is. Nou terug na die houding toe. Sy rekord. Nee, maar sy rekord is hy het al 2 keer geban vir dit en hoeveel ander kere is hy nie geban vir dit nie, wat hy weggekom het met dit. Hy is 100% bewus van sy tackle tegniek wat verkeerd is. Nou daar op daai spesifieke tackle was daar baie kans vir hom om laag te sak. Daar's geen mitigation enigstens nie. Hy wou dit doen wat hy gedoen het. En hy het weer sy shoulder getak. Hy het geen 'n rap probeer nie. En hy het weer presies gedoen wat hy al van tevore voor gestraf is. En dit gaan vir my terug na houding toe. Hy het 'n kompleks aan hom om daai aanhoudend te doen. En dit is vir my wat my so kwaad maak oor die hele feit. Vergeet van die feit dat dit is 'n illegal tackle. Dis hoekom ek dink ons almal as Suid-Afrikaners so opgewerk raak oor dit. Dis nie oor dat Owen Farrell het 'n geskiedenis en dis hy wat teen jou daai negativiteit opgebou het. Dis sy houding. Hy kon beter wees. Ek is baie jammer. Dit is dalk nie maklik om dit af te leer nie, maar dis professionele sport. Jy doen dit vir 'n lewe. As jy vir jou maatskappy waarvoor jy werk 'n besluit moet maak en jy moet 'n voorlegging gee vir 'n nuwe potensiële kliënt. As jy dit opdonder, dan gaan jy gestraf word daarvoor en jy moet beter of jy moet vir jou nuwe werk kry. Owen Farrell, I'm very sorry, John. Okay,
En ek stem 100% nie saam weer nie. So, wat ek dink Owen Farrell gedoen het, is, ek het goeie idee van wat hy gedoen het. Ons het op skool gehad wat hy self gedoen het, wat agter 'n stampsak dit reg gekry het om sy lyfgewig agter 'n stampsak te gooi, om dit nie in sy arm vas te hou nie, maar onder sy skouer vas te hou. Dat as jy hom tref met 'n stampsak, is dis harder as enigiemand anders. Jy weet nie wat te fok aan, sy timing is reg. En dis wat hy geleer het, en hy het toe geleer dat daar's 'n edge op dit. Daar's 'n advantage om 'n sekere skouer te gooi in 'n sekere rigting. En dit is wat sy defensive groot, onveranderde Esterhuizen op 'n wraparound op volspoed dood in sy tracks te stop. Geen nie om hoe illegal die tackle is nie. Dit is massive. Nee? So, dis 'n flaw in tegniek, ja, hy moet beter wees, ja. Maar dit is illegal. 100%, dit moet 'n rooi kaart wees, 100%, hy moet geban wees, ja. Johnny Sexton, never mind eers Owen Farrell, Johnny Sexton moet 'n jaar kry, vir wat Rassie gekry het, moet Johnny Sexton ook 'n jaar kry, punt. Owen Farrell moet, gee die 3 games, gee hom whatever, gee hom iets, gee hom 3 games, gee hom net Gee hom ten minste 3, en moenie vir George Moala 10 gee nie. Ja, big, dis, ons gaan daar wyk op, dis bloedkook, verstaan, maar dis nie Owen Farrell se skuld nie. Dit is nie Owen Farrell se skuld. Is 'n oploop van gebeurtenisse wat nou sadly teen hom getel het. Maar en disclaimer 100% teen personal abuse. Moenie dit doen nie. Maar hy is verkeerd. Owen Farrell niks. Hy het 'n fout gemaak in 'n high intensity, aktiewe fisiese kontaksport. Het hy 'n fout gemaak wat 'n tegniek flaw is. Het hy 'n fout gemaak en nou is die wêreld op sy gat. Fuck off. Bryson DeChambeau slaat 'n moersefeit in die bos in. Dis 'n tegniese tegniek fout wat hy maak op 'n golfswing wat hy elke dag moet kan doen. Selfs renasie met 'n tackle. Jou consequences is net hoor. Ja, dis 'n rooi kaart. Los my. Owen Farrell het al 107 toetse gespeel. Hy's 31 jaar oud. Hy het nog 50 toetse in hom, minimum, né? Hy het al wat 1000, ek het hier 'n nota gemaak, sommer so opgewonde as ek oor dit. 1196 toetspunte gemaak. Dis die derde meeste of all time. Dis Owen Farrell. Genuine is al daar. Ja. So hy is super belaglik goed in rugby. Hy is 'n ultimate hond. Ons like hom met ons Suid-Afrikaners. Ons haat Engelse in beginsel. Maar ek hou nie van enigiemand wat nie van Ben Stokes hou nie. Ek verstaan hoekom mense nie van Owen Farrell hou nie, maar Owen Farrell is dieselfde tipe hond as Ben Stokes. Hy is 'n hond, maar dis besides the point. Dit verskoon hom nie. Hy moet 'n rooi kaart kry. Ons stem saam oor dit. Okay. Ons stem saam oor dit. Dit is die punt is, die groot punt van ek dink alles anders is unjustified. En ek dink waar baie mense se bloed kook is die feit dat as jy dit nou gaan vergelyk met Frikkie Welsh wat vir die Bulle speel en hy het bekend gewees vir sy stywe arm. Ja, maar dis lank terug. Dis of 'n JP Nel. Dis lank terug. Want hy direk wat ek wil sê is dis 'n ou wat 'n reputasie opgebou het en hy het naderhand swaar gestraf geraak vir dieselfde ding ophoudelik of onophoudelik. So hoekom gebeur dit nie met hom nie? En dis nie noodwendig sy skuld dat hulle hom gekleer het, maar dis daai paneel se skuld vir al die backlash wat gebeur het. Want dit is, ek weet nie wat in die verhoor gebeur het nie, en ek dink ons kan dalk in die toekoms 'n expert kry op die verband. maar dit het niks te doen met Owen Farrell. Ja. Daar is geen van hierdie backlashes op hy het inspel 'n fout gemaak. Selfs soos Moala het inspel 'n fout gemaak. Moala het net 'n dominant tackle, bit of bad luck, bietjie momentum, bietjie dit, bietjie dat, getip. Verkeerd. Selfs soos Owen Farrell. Jy het 'n ou met 'n skouer op die kaak gefok sonder 'n arm. Dit is dalk 'n aggressiewe rooi kaart, maar dit gebeur. Alles na dit is structural probleme. Dis 'n swart en wit wat gespeel wil word en ek sal nie eers sê dis kieskeurig nie. Ek dink baie van dit is publicity based. Soos 'n Owen Farrell kry baie meer traction as 'n Moala, as 'n George Moala. So jy lê meer klem op daai decision en daai decision is die en dit en dit en dit. Maar dit is ek dink dis negligent
van 'n World Rugby om vir George Moala 10 weke te gee. Vir 'n tackle wat jy tackle gesien. Ja, het George Moala 'n rekord? Nee, Dit is absoluut belaglik. tot die beste van my kennis het hy nie 'n rekord. Fact check, Joe Fact Rogan. check, Joe Rogan. Maar hy het nie, tot die beste van my kennis nie 'n rekord nie. En hy het hom nie die rekord, hy het hom sy skof laat val. Soos danger, dit is Hy het nie beheer oor hom gehad, hierdie ou het al uit sy arms uitgetiep met maar dit is nog momentum. steeds, hy het hom nie veilig neergesit nie. Rooi. Fair enough, ons stry nie daarmee nie. Maar moenie die een ou 10 weke in die ander 0 gee met die ou wat 'n rekord het versus allegedly die ou wat nie het nie. Maar kom ons gaan aan. Ek dink ons lesers wil nie verder lees oor hier nie. Jy het nou 'n interessante naam genoem. Ben Stokes. Yes. Folk hero, 'n folk legend, 'n cult hero as jy wil. Best all-rounder of all time? Nee. Nee, John Collins, punt. John Collins beste cricketer ooit. Okay. Rap sheet. Ons stem saam oor dit, ja. Rap sheet in terme van blaatante hierso is alles wat ek het en ek sit op die tafel neer. Ben Stokes het baie credentials. Ashes toets, World Cup wat iemand sy bat raak gegooi het. Groot big game player. Hy het nie averages wat vir hom tel nie, hy het nie bowling averages nie. As jy gaan kyk na hom purely as 'n cricketer, 'n match winner. Hy's 'n match winner, hy's 'n big game player. Hy's nie die beste consistent player nie, maar hy's die ou wat jy soek in jou span om dit te doen. Wat 'n vinnige 150 in 'n test match kan slaan. Ek voel oor Ben Stokes soos ek voel oor Quade Cooper, soos ek voel oor Kevin Peterson, soos ek voel oor Finn Russell. Dis Mavericks. Dis absolute anomalies wat net hulle wanneer hulle moet doen hulle dit en hulle doen dit keer dag in dag uit. As jy span groep, as jy 200 rand opening partnership het, volgende ou maak jy's 300 vir 3, hier kom jy op 5. Jy gaan 20 kry. Jy gaan dalk 20 kry. Maar as jy 60 vir 4 is, dan maak jy die grootste 200 van jou lewe. So vir dit, ek love Ben Stokes. Ben Stokes is my gunsteling sportman. Eindiglik seker. Seker. Ben Stokes is seker. Ek is my lewe lank verlief op Quade Cooper, al net Maverick. Maverick. En hard luck op die ou, shame ou. Hy het regtig sy lewe omgedraai, sy karier omgedraai en hierdie absolute voorbeeld geraak, maar ek dink dis 'n topik wat ons later aan bietjie meer details sal raak. Ons gaan nou daaraan raak. Eddie Jones. Ek dink ons pause gou vir Eddie Jones se cowboy hoed, gou net vir 'n oomblik. Op daai noot wat jy sê, Ben Stokes jou favorite athlete of jou favorite cricketer of athlete. Modern day sportsperson. Is Ben Stokes. Maar ek wil 'n bietjie meer 'n tegniese vraag sommer uit jou uitwrig terwyl ons nou op hierdie tyd van die dag betrokke is op daai onderwerp. The greatest athlete of all time. Usain Bolt. Ja, Bruce Jenner. Ek het gister die aantal dokumentary van Bruce Jenner kyk, Caitlyn Jenner, him, them, she. Maar wat daai girl gedoen het om toe sy 'n man was, die Olympic gold medal te wen, is absurd. Dit is, sy was by ek gee vir almal recognition, ek gaan net van Bruce praat in sy tyd. Daxels. So, hy het gegaan universiteit, na 'n klein universiteit toe, American football gespeel, knieg, ACL iets, toe sy 'n jaar uit, toe sê hy gaan nie meer nie, maar hy's 'n verskriklike national athlete, soos regtig. Toe kry hy 'n coach by die universiteit, maar 'n klein universiteit, en begin decathlon doen, 10-kamp. En begin te doen en deelneem aan alles, maar dis very sloppy. So hy sê, hy kan nie hekkies hardloop nie, hy kan nie hoog spring, hy kan net hoog spring. Hy kan net vinnig oor 'n hekkie gaan, hy het nie die tegniek nie, maar toe gaan hy, en toe doen hy dit, so toe gaan hy Olympics doen. Toe kom ek dink 10de in die Olympics, in sy eerste jaar. En toe, die ou wat wen is die ou van die USSR gewees, gaan sy naam murder. Ja, nee. Volkanovski. #racism. Maar, toe,
So hy was ou van die SSR gewees. En hy wen toe die ding. En toe kyk Bruce Jenner na die ou en sê die is belaglik. Soos die ouens kom uit atletiek skole uit in 'n Soviet Union in 'n kommunistiese land wat jy word gekweek as atleet. Jy word op 7 geïdentifiseer en jy word gevat. Hy wen dit. Joe Rogan fact check. Asseblief. En toe hy gegaan, toe sê hy wil hierdie ou wen. Toe gaan hy vir 4 jaar. Toe trou hy met 'n vrou, trou sy vrou, hy kry toe 'n huis langs 'n atletiekveld, maar's grasveld. Toe gaan hy werk nie, hy het op 'n tyd bietjie insurance verkoop on the side net toe hulle nog geld kort. Maar gaan hy elke dag gaan spring oor die draad, oefen hy. Vir 4 jaar, 365 dae 'n week, 8 ure 'n dag. Oefen hy. Gewigstoot, hoogspring, diskus, paalspring, alles. Toe gaan hy Olympic Games toe, ek dink 78. Joe Rogan, fact check. Dink is 78. Daar iewers in daai range. 76, 78, ek moet nou my wiskunde gaan doen om te sien wat die 4 jaar terug siklus is, skies. Toe gaan hy doen hy dit. Toe doen hy die decathlon by die Olympics. Toe op die eind wen hy dit. Toe breek hy die world record teen die ou wat hy 4 jaar terug was soos sy idol wat hy gesien het. Want soos die hele storie is Eintlik belaglik. Ek het dit glad nie geweet. Ek het mad respect. En hy het in 1990 wou hy al gender change doen en also. Dis nie 'n new woke age, so hy het in 1990 begin transition. Het Kim geweet. Nee, hy praat nie oor hulle in die dokumentary wat ek gekyk het, praat hy nie regtig oor hulle nie. Dit was net Bruce Jenner as Bruce Jenner in die tyd wat hy daar is David Goggins-esque. Ja. Regtig, soos non-stop. He carried the boats. Carry the boats, the whole time. And the logs. And the logs. Crazy. Dis nogals interessant. Ek moet sê, jy het my bietjie uit die veld uitgeslaan, want my athlete of all time so Usain Bolt. Ek dink daar's min mense wat jy kan regverdig om 'n beter athlete te gewees het. Daai ou is net supernaturally gebou vir dit wat hy gedoen het. 100%. Dit is en ons baie argumente en jy kan dit anders definieer van athlete. Wat beteken athlete? En doel, so kom ons sê hy is vinnig. Ja. Maar daai ou, sy lengte en sy hoe hy aan mekaar gesit is eintlik net unbelievable. Plus work rate. God's gift to exactly. speed. Maar dan again in dieselfde teorie, Pierre Spies. Ek het 'n gesprek gehad met dieselfde kollega wat ek nou genoem het ook, of sy naam wat ek nie wou noem nie. Maar hy is amptelik aangestel as die waar dit Ceres podcast se statistician. Maar as ek die eerste persoon toe ons oor rugby praat wat in my kop gekom het is Pierre Spies. Daai ou is 'n supernatural athlete. Daar is iemand anders soos hy. Stoor die verste, gooi die verste, hardloop die vinnigste, spring die hoogste. Ja. Stoor die swaarste. Met die beste by die vinnigste collapse in world rugby. Maar in afval ons ja. Ek het sy boek wil ek amper sê is die eerste boek na Trompie wat ek gelees het. Was Pierre Spies se autobiography wat hy maar jy moet net sê wat sy skool hy ook was, dat almal net al die luisteraars net. Ja, hy was in Affies dames en here. Ja, dankie. Die ding is hy was in Affies en AB de Villiers was ook in Affies. So en Faf is 'n 38-jarige super athlete. Hoe daai gebou is, 38. Ja. Dit is ook belaglik. No comparison. In terme MS daar. AB de Villiers lyk bietjie nog neerig. Soos ek dink hy gaan nog steeds minus 400 speel op 'n golfbaan. Hy het al die bal. Actually nee, hy's 'n 6 of 7 handicap. Ek weet nie wat hy nou is nie, fact check Joe Rogan en Hannes Wolfhard, dalk kan jy vir ons ook antwoord gee daar. Maar nee, hy was terwyl hy gespeel het ten minste, almal het hierdie groot stories oor hom gehad en hy het obviously 'n tennisbeurs gehad en dit en dat. Maar hy's actually nie 'n scratch golfer gewees nie. Dalk nou nadat hy afgetree het, baie golf gespeel, hy was soos 'n 6 of 'n 7. Ja, maar dit okay. 'n ander punt dan, nee. So hy's 'n bowler. Hy's 'n absolute bowler. Ek het al my nommers wat ek ooit gekies het in my lewe was nommer 17, want dit is big facts. Ja, big facts. Ek het 'n try, die wat wil 'n try wil auction vir geld, ek het 'n try van AB. Maar as ons wil
ons is bowlers. Dis hoe ons hierdie gesprek het. Ja. Ons dink ons het balvaardighede. Kom ons nie by die wêreldbeker. Ek en jy is dis al die kommissie by die beserings is al die kommissie by die wêreldbeker. Kopstaan. Cricket en rugby vir daai matter. Maak my sommer Maar die een ding wat nie kopbeserings betrokke het is golf en ons albei is 'n very sketchy 18. So, ek het nie 'n Ryder Cup game verloor nie. Wat kan hy sê? Nee, ek stem saam. Ek dink ja, maar dit kan eintlik sommer op die volgende topik van dit stereotypering. Ek weet nie wat ek volgende wil sê. Ons gaan niks seksisties sê nie.